Welkom by NG Ashton. Goeienaand almal en baie welkom by ons derde aanlyn erediens van 2026. Nou ek wil vir julle sê volgende week Sondag gaan ons nie die erediens aanlyn uitsaai nie. Die rede daarvoor is ons sluit ons reeks van gebed af en Dominee Marius gaan preek waar hy preek oor wie sê God is ek. Nou daardie Sondag wil ons graag vir julle iets uitdeel. So dis nou volgende Sondag wat jou gaan herinner oor jou identiteit in Jesus Christus en dat jy meer as 'n oorwinnaar is. So wees asseblief volgende Sondag hierso dat ons vir julle daai kan uitdeel. Dan ook, ek gaan nie volgende Sondag hier wees nie, want dit is my pa se bevestiging as leraar van NG Rivier sonder end. Ek gaan ook daardie bevestiging doen wat vir ons ook 'n baie spesiale tyd is. Want ja, natuurlik hy het my bevestiging ook gedoen. So ek gaan nou nie daarso wees nie, maar die Sondag daarna is dan biddag vir onderwysers. So ons wil elke onderwyser, as jy nou hierna kyk en jy is 'n onderwyser of jy ken 'n onderwyser, ons wil julle almal uitnooi om deel te wees van daardie erediens. So dit is dan die 8ste Februarie en ja, ons wil julle graag net opdra aan die Here toe en ook ja, die erediens spesiaal maak vir julle. So dit is dan die 8ste Februarie wil ons julle uitnooi. Dit is ook al die afkondigings wat ek wil doen. Julle voordat ons aangaan, kom ons vra ook vir die Here om sy woord vir ons oop te maak en dan sal ons aangaan met die erediens. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons sê dankie vir 'n dag uit U hand uit en Here, dankie dat ons vandag as U kinders net by U voete kan kom sit, Here. Dankie dat ons weet dat U ons in liefde aanneem en ja, Here, dat U vir ons so sorg. Here, want ons weet, ons kan nie 'n treukie gaan nie, ons kan nie 'n minuut, 'n sekonde gaan sonder U nie. Here, want ons besef weer vanoggend hoe afhanklik ons van U is. En Here, daarom kom sê ons dankie. Dankie vir al die seën wat U oor ons lewens uitstort. Here, dankie vir die hoeveelheid kere wat U vir ons herstel kom bring het en hoe U opnuut elke keer ons kom vergewe het. En Here, dankie dat U ook in 'n verhouding met ons wil kom leef, Here. Dankie dat U ons so lief gehad het dat U ons nie alleen los nie, Here, dat U ons nie verwerp het nie, maar dat U seun stuur om aan die kruis te sterf. Here, sodat ons nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. So Here, daarom kom sê ons dankie vanoggend. En Here, U het nou 'n spesifieke boodskap vir elkeen van ons wat hierna luister. Here, so ek wil vra, kom maak ons verstand oop, kom maak ons harte oop vir dit wat U nou vir ons wil kom sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ja, julle, ons is besig met 'n reeks waar ons sê jou identiteit is gelyk aan oorwinnaar. Nou met dit moet ek vir julle sê, ons het 'n baie geseënde week van gebed gehad. Want by die week van gebed het ons gekyk na oorlogstories. Want ons het gesê, hierdie 4 Sondae kan ons ook net soveel sê oor oorwinning. Nee, so met die oorlogstories kon ons kyk hoe die Here by magte is en die krag het om enige oorlogssituasie te verander in seën. Ons het ook gesien, die volk van die Here, elke keer as hulle in 'n oorlog kom, dan het hulle iets nuuts van die Here ontdek. Hulle verhouding met die Here het net sterker geword en hulle het geestelik gegroei. En toe het ons gesien, maar in hierdie omstandighede wat ons baie keer onsself bevind, want ja, ons as kinders van die Here weet, dit gaan nie altyd goed gaan nie. Maar in hierdie omstandighede, dan besef ons moet ons fokus reg hou. Nee, so ons moet net op die Here fokus. En dan sien ons God is by magte om enige situasie te verander, enige oorlogssituasie te verander in seën. So met ander woorde, ek en jy, as die Here dit doen, dan prys ons hom daarvoor en ons sê vir hom, dankie Here vir dit wat U vir ons kom doen het. Maar dan moet ek en jy 'n seën gaan wees in hierdie wêreld en ons moet gaan deel met mekaar, want dan is dit 'n stuk getuienis. Dit is hoe ons dan ons geloof opbou en mekaar sterker maak in ons geloof, want ons vertel vir mekaar van die Here en dit wat hy in ons lewens gedoen het. Nee, soos wat die woord van die Here sê, yster slyp yster. So dit is waarna ons gekyk het ook in die week van gebed. En dit sluit my baie mooi aan by ons reeks waarmee ons nou besig is, want ons sê, jou identiteit is gelyk aan oorwinnaar. Nou wat het ons tot dusver vir mekaar gesê? Ons het vir mekaar gesê, die heel eerste Sondag, toe vra ons die vraag, maar wie is ek? Nee, wie is ek? Want ons het mekaar gesê, voordat ons by hierdie oorwinning kan uitkom, moet ons eers besef wie en wat ons is. So daarom het ons eers gekyk na wie is Jesus. En ons het gesien, hy is die lam van God. Hy het aan die kruis gesterf, terwille van jou sondes en terwille van my sondes. Want wat hy het ons kom red van die mag van sonde, hy het uit ons verhouding met Vader God kom herstel, en hy kom gee vir ons 'n nuwe identiteit. Dit het ons mekaar gesê, omdat Vader God in jou en my
leef, omdat Jesus in ons leef, deur die werking van sy Heilige Gees. Kom sê Vader God vir jou en my daai woorde, jy is my kind, ek het jou lief, en jy maak my bly. Want julle, dit is ons identiteit. Dit is wat dit beteken om te sê, ons identiteit is in Jesus Christus. En toe nou laas Sondag, het ons kyk, daai eerste Sondag was nou oor Jesus wat gedoop was. Toe het ons nou laas Sondag gekyk waar Jesus in die woestyn was. En daar in die woestyn sien ons hoe Jesus oorwinning behaal het, en hoe ek en jy dit vanuit daai selfde identiteit kan doen. Maar ons het vir mekaar gesê, is belangrik om te weet dat oorwinning oor die omstandighede beteken nie noodwendig dat jou omstandighede gaan verander nie. En ja, partykeer verander ons omstandighede. En dan is dit great, en dit is net seën uit die Here se hand uit. Maar dan moet ek en jy die Here loof en prys daarvoor, en ons moet dit met ander gaan deel, soos wat ons nou net vir mekaar gesê het, ons moet 'n seën in hierdie wêreld gaan wees. Maar wat van as hierdie omstandighede nie verander nie? Dan beteken oorwinning, ek bly in 'n verhouding met Vader God, ten spyte van. Want niks gaan keer dat ek geestelik groei nie. Niks gaan keer dat my verhouding met die Here al hoe sterker word nie. En dit is wat Jesus vir ons kom wys. Ons sien, die vyand val hom aan. In die eerste plek val hy sy identiteit aan. In Lukas 3 sê Vader God vir Jesus, jy is my kind. En dan in Lukas 4 dan vra die vyand vir hom, is jy regtig? Hy sê vir hom, as u regtig die seun van God was, dan het u hierdie klippe in brood verander. En kyk wat doen Jesus. Hy weet presies wat is sy identiteit. En hy sê vir hom, hy antwoord hom met die woord, hy sê vir hom, daar staan geskrywe, jy leef nie net van brood of van kos nie, maar van elke woord wat uit Vader God se mond uitkom. En dan as dit nie werk nie, dan sê die vyand vir hom, maar buig voor my neer. Nee, want aan my is die mag gegee oor hierdie aarde, en ek sal dit vir jou gee, jy moet net voor my val en my neerbuig. So wat doen die vyand hier? Hy toets Jesus se gehoorsaamheid in die tweede plek, soos eers sy identiteit, in die tweede plek sy gehoorsaamheid. Want wat die vyand doen is, hy bied vir Jesus 'n kortpad aan. Hy sê vir hom, ons is nie nodig vir 'n kruis nie, geen straf, geen lyding. Jy moet net buig, dan kry jy dit al klaar. So hy toets Jesus se gehoorsaamheid, en dan sê Jesus vir hom, daar staan geskrywe, jy mag net jou Vader God alleen dien. Ek sê dit nou in my eie woorde natuurlik. Maar dan in die derde plek, sien ons die vyand toets Jesus se vertroue. Want hy vat hom daar op by die kraans, en hy sê vir hom, spring af, en dan sê hy vir hom, daar staan ons geskrywe, die Here sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, dat jy nie jou toon teen 'n klip sal stamp nie. So hy toets Jesus se vertroue, en Jesus sê dan vir hom, jy mag nie Vader God op die proef stel nie. Dis hoe dit geskryf staan. So dis wat Jesus vir ons kom wys. En julle, vir ons is dit dieselfde. Die vyand se taktiek is dieselfde, want hy wil hê dat ek en jy nie in 'n verhouding met Vader God leef nie. Die vyand se taktiek is dat ons nie die goeie nuus van Jesus, die evangelie van Jesus gaan verkondig en versprei en vir mense vertel van hoe groot God is nie. Dit is sy strategie. Hy wil nie hê ons moet in 'n verhouding met God doen nie. Daarom as God vir jou kom sê, jy is my kind, ek het jou lief en jy maak my bly, is dit die vyand se taktiek om dit te kom afbreek, want hy kom toets jou identiteit. Hy laat jou daarin twyfel. Hy kom toets jou gehoorsaamheid. Want as God vir my sê, ek maak hom bly, dan gaan ek mos gehoorsaam wees. Want as ek weet ek jaag gemors aan, dan maak ek mos in God se hart bly nie. Daarom kom die vyand en doen dit. En in die derde plek sê Jesus, of sê God, ek het jou lief. En daarom kom die vyand en hy toets ons vertroue, want as ek vir God lief is, dan gaan ek mos doen wat hy sê. So dit is tot waar ons gekom het. Dit is net so vinnig 'n recap van wat gebeur het. Nou is die vraag, wat gebeur nou volgende? Wat ons sien wat gebeur is, Jesus was gedoop gewees, nee, en sy bediening begin, en daar word hy in die woestyn, en hy is versoek vir 40 dae in die woestyn. En dan hoor hy, Johannes die Doper is gearresteer. So hy gaan van Judea af na Galilea toe. En dan lewer hy sy eerste preek. En dit is wat ons lees vanoggend. So ons lees daar vanaf vers 12. Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes gearresteer het hy Judea verlaat en na Galilea teruggekeer. Hy het uit Nasaret weggetrek en gaan woon in Kapernaum aan die see van Galilea in die gebied van Sebulon en Naftali. So is die woord van die profeet Jesaja vervul. Die land van Sebulon en die land van Naftali langs die see van Galilea en die Transjordaan, Galilea waar so baie nie-Jode woon. Die volk wat in die donker sit, het 'n helder lig gesien, en vir die in die skemerland van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om God se boodskap aan te kondig met die woorde, kom tot inkeer. God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik
begin. Net tot sover ons skriflesing. Julle, hoe wonderlik is dit nie dat hierdie woorde Jesus se heel eerste preek is nie. Want hy sê vir ons, kom tot inkeer. God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Nou Jesus sê dit want hy sê hy is die een wat kom met die Heilige Gees. Hy bring God se koningsheerskappy aarde toe. Nou hy sê vir hulle dit is naby want sy bediening op aarde moet nou eers begin. Nee, so hy moet nou eers vir 3 jaar gaan sy bediening aan en dan word hy aan die kruis gesterf of vasgehang en hy sterf aan die kruis terwille van jou sondes en my sondes. Maar na die 3de dag staan hy op en hy oorwin hierdie vyand. Die vyand is reeds verslaan. En dan wat hy doen is hy na 40 dae gaan hy op hemel toe en hy stuur vir ons Heilige Gees. Hy sê hy los ons nie alleen nie. Met ander woorde, hy bring God se koningsheerskappy na my en na jou toe. En ek en jy wat wedergebore kinders van die Here Jesus is, ons het deel aan daardie koningsheerskappy nou hier waar ons is. En wat Matteus doen is hy verbind dit met die profesie van Jesaja. So hy sê hierdie donker land, hierdie skemerland sal die lig sien. Nou, ek weet nie in watter oorlog stryd jy vandag mee besig is nie. Ek weet nie hoe jou omstandighede mag lyk nie, wat vir jou mag voel soos 'n woestyn nie, wat vir jou mag voel asof daar geen uitkomkans is nie. Maar hoor as die Here vir jou sê, die donker land sal lig sien. En ons weet daardie lig wat deurbreek, is God se heerlikheid en dis sy heiligheid wat skyn soos die son. Met ander woorde, selfs in ons donkerste van dae kan ons die heerlikheid van God ervaar en dit beleef. Ja, ons as kinders van die Here weet, ons omstandighede gaan nie noodwendig verander nie. Ons as kinders van die Here weet, ons gaan nog steeds oorloë moet stry en ons gaan nog steeds in die woestyn moet deurgaan. Obviously nou nie fisiese oorloë en 'n fisiese woestyn nie. Maar daardie geestelike oorlog, daardie emosionele oorlog van hierdie krisis en van goed wat ons terughou, goed wat in die verlede gebeur het. Maar daardeur sal God se lig skyn en sal ons aan hom kan vashou, want hy los ons nie vir 'n oomblik nie. Ja, ons leef in 'n gebroke wêreld. As gevolg van die sondeval. Ons is nog in die hemel waar daar geen trane en geen hartseer en geen pyn is nie. Maar God sê ten spyte van dit los hy ons nie alleen nie. So daar breek 'n helder lig deur. Nou vanoggend is dit vir ons baie belangrik, want ons moet vir mekaar vra, hoe leef ons as deel van hierdie koninkryk wat alreeds aangebreek het? Hoe leef ons as deel van hierdie koninkryk wat alreeds aangebreek het? Nou om dit te verstaan moet ons vir mekaar 3 belangrike vrae vra. In die eerste plek dan moet ons mekaar vra, wat beteken dit as ons praat van God se koningsheerskappy? Wat beteken dit? Nou die woord wat Matteus hier in Grieks gebruik, dui op 'n heerskappy. Met ander woorde, God regeer. Hy is koning. Nie dit wat mense oor my gesê het, of my finansies, of my omstandighede nie. Dit regeer nie oor my nie. Net Vader God regeer, want hy is die koning oor my lewe. So, dis die eerste ding. Die tweede ding is, dit gaan oor 'n koninkryk. Nee, dit is 'n koninkryk van lig, van hoop en van bevryding. Soos wat Jesaja 9 vers 2 tot 1 sê, 1 tot 2 sê, ekskuus. Die week van gebed was te lank. Maar daar sou staan, die volk wat in die donker sit, sien 'n helder lig. Dis wat dit vir ons beteken. Die derde ding wat dit vir ons beteken is dat ek en jy toegang het tot God tot die God se krag deur sy Heilige Gees, wat binne in jou en my werk om God se koninkryk te bevestig. So met ander woorde, dit is die Heilige Gees wat Jesus se teenwoordigheid vir jou en my 'n werklikheid maak. Dit is die Heilige Gees wat Jesus se verlossing vir jou en my 'n werklikheid maak. Dis die Heilige Gees wat jou en my deel maak van God se koninkryk, waarvan ek en jy nou alreeds deel het omdat ons kinders van die Here is. Dit is wat dit vir ons beteken om deel te wees van God se koninkryk. Met ander woorde, God regeer. Nou die tweede vraag wat ons vir mekaar moet vra is hoekom is dit vir ons belangrik? Hoekom is dit vir ons belangrik om te weet dat ons nou deel is van God se koningsheerskappy? Wel, is belangrik want dit bepaal wie oor my lewe regeer. Want my gevoelens, my verlede, my omstandighede, die vyand se aanvalle het nie gesag oor my lewe nie. Want die koning van alle konings regeer.
So met ander woorde, ons het in die week van gekyk na hierdie oorlog, en ons het vir mekaar gesê, ons is nie altyd in 'n fisiese oorlog nie, maar baie keer is ons in 'n geestelike oorlog. En veral in die Ou Testament word hierdie fisiese oorlog uitgebeeld, maar in die Nuwe Testament is dit baie meer geestelike oorlog. En dan sien ons in Openbaring, veral Openbaring 12, waar die vrou ons as kerk op die maan staan. En wat dit vir ons beteken is dat in daardie tyd het mense die maan aanbid, en hulle het afgode aanbid. Maar ons as kinders van God, as sy kerk, is in 'n sekere autoriteitsposisie gesit. En dis nie jou of my autoriteit nie, dis Jesus se autoriteit deur ons. Met ander woorde, hierdie goed wat ons wil terughou, hierdie bagasie wat ons dra, dit het nie mag oor ons nie. Ons staan bo-op dit. Dit is gemaak vir ons om op te trap. Want ons is kinders van God, want ons is gemaak om te heers en te regeer. Daarom is ons deel van God se heerskappy. So dit is vir ons belangrik, want dit help ons ook om lyding beter te verstaan. Want swaar kry beteken nie God is afwesig nie. Want hy is steeds koning, die oorwinning lê by hom. Dit beteken dat ek en jy in die uitkoms vas staan, dat hy oor my lewe regeer. Dit is sy battle, want ons hoef nie te veg nie. God beveg vir ons. God gaan veg vir ons eerder. En dan die ding is, hoekom dit vir ons belangrik is, dit is vir ons belangrik, want dit bevry ons van 'n wêreldse identiteit. 'n wêreldse identiteit sê vir jou, dis hoe jy moet leef, en dis hoe jy jou geld moet spandeer, en al hierdie goeders. En dit is wie jy moet wees. Maar dit koppel jou nie aan hierdie kernwaarheid van liefde, wat God vir jou sê, jy is my kind, ek is vir jou lief, en jy maak my bly nie. So daarom, as ons gevry is van die wêreldse identiteit, beteken dit ek is gehoorsaam, nie omdat ek aanvaar wil word nie, ek is gehoorsaam aan Vader God, want ek is alreeds deel van sy koninkryk, ek is alreeds aanvaar. Ek is 'n koningskind, en my identiteit lê in Jesus Christus. En dit is vir ons belangrik, want dit leer ons oor oorwinning. Want oorwinning beteken dat God koning oor my lewe bly. Dit beteken dat my identiteit veilig is, en dat my hoop in hom lê. Dis wat dit beteken. Julle, as ons sê ons is deel van God se koningsheerskappy, dan beteken dit ons is gemaak om te heers, ons is gemaak om te regeer oor ons omstandighede. Dit beteken dat God hierdie oorlog vir ons veg, dat niks ons kan terughou nie. En ja, ons weet, ons is baie keer in 'n oorlog situasie, of ons is in 'n stryd. Maar baie keer moet ons net vir mekaar sê, maar weet jy wat, ons is nou hier, wat nou? Wat is volgende? Wat ons sien dit by Joshua en die volk waar hulle vir Jerigo moes inneem, die beloofde land moes inneem. In Joshua 5 en 6, dan staan hierdie berg voor hulle, net die mure van Jerigo. En hierdie stad is 'n stad wat jy nie met normale oorlogstrategieë sou kon oorwin nie. Want wat hulle gedoen het is, onthou daai stede in daardie tyd het hierdie mure rondom hulle gehad. En dan as jy 'n stad wou oorneem, dan het jy jou weermag rondom hierdie stad getrek, en jy het die watertoevoere en jy het die voedseltoevoere afgesny. Met ander woorde, die mense binne die stad gaan dood van hongerte, en van droogte, en so dat of hulle word baie maklik verslaan, of hulle gee oor. Nou in Jerigo se geval sou dit nie gewerk het nie, want hulle het 'n sterk fontein binne in hierdie stad gehad. So hierdie fontein sou die hele tyd water gee, en hulle sou die hele tyd kos kon groei en so voort. So hulle sou nie, met hierdie oorlogstrategie sou jy nie vir Jerigo kon oorneem nie. Maar kyk wat doen die volk van die Here. Hulle wy hulle self opnuut toe aan die Here. Hulle hou Paasfees, hulle stel weer die besnydenis in. Nee, hulle lê eet af. Wat doen Joshua? Hy gaan sonder homself af, hy spandeer tyd met die Here, en hy kry hierdie oorlogstrategie by die Here, van waar hulle 7 dae rondom Jerigo moet stap, en die 7de dag moet hulle ramshorings blaas, en hulle moet hardop skreeu, en die Here gee vir hulle die oorwinning. Maar wat Joshua doen is, hy gaan kry die oorlogstrategie by die Here. En dit is wat ek en jy ook moet doen. Dit is nie iets wat hy self uitgedink het nie. Wanneer ons in hierdie oorlogssituasie is, wanneer ons voor 'n Jerigo staan, moet ons by die Here daardie oorlogstrategie gaan kry, van wat volgende. Maar nou kyk ons nou na Joshua, in Joshua 7, wat gebeur daar? Die volk van die Here verloor teen Ai, die kleinste ou dorpie. Nee, hulle besluit toe nou, hulle
gaan dit doen in hulle eie krag. In hulle eie krag gaan hulle vir Ai oorwin. Want hulle het genoeg manne, nee, hulle het nie die Here nodig nie, hulle kan net gaan nie. Wat gebeur? Hulle verloor teen hierdie klein dorpie. En dan wat doen hulle? Hulle blameer die Here. Josua sê vir hom, Here, hoekom het U hierdie goed toegelaat? Hoekom het U dit oor ons pad gestuur? Nadat hulle vergeet het van Akan wat goed gevat het, nadat die Here gesê het hy mag nie. Hulle vergeet het dat hulle aan die Here behoort, dat hulle afhanklik is van die Here, dat hulle goed in hulle eie krag verdoen. Kom hulle en blameer hulle die Here. Maar kyk wat sê die Here vir hom, Josua 7 vers 10 tot 13. Hy sê vir hom, Josua, wat maak jy? Staan op. Moenie so lê en jouself jammer kry nie. Josua, gaan begin regeer oor jou omstandighede. Gaan maak 'n verandering, gaan bring 'n verskil. Gaan bring impak. Want ek en jy is sout en lig in die wêreld. Ons moet 'n impak gaan maak. Of het jy vergeet, Josua, soos wat ek vir jou sê, Josua 1 vers 1, dat jy moet sterk wees en dat jy vasberade moet wees, want ek is by jou. Josua, het jy vergeet. En daarom is die derde vraag wat ons vir mekaar moet vra, maar wat nou? Wat nou? Hoe leef ek deel as God se koningsheerskappy? As jy nou net vir mekaar gesê, ons moet opstaan en ons moet 'n verskil maak. Wat's volgende? Ons moet tyd met die Here gaan spandeer, ons moet onsself gaan afsonder en daai oorlogstrategie by die Here kry. En hoe dit dit begin deur 'n keuse. Begin by 'n gewete besluit wat ek en jy moet maak. Waar ons moet sê, Here, ek neem nie meer beheer oor my lewe nie. Here, ek kom gee dit vir U. Here, neem U beheer. En ons kan dit doen en die Here kom neem beheer. En ek en jy kan net aan die ontvangkant staan van sy liefde en van sy genade en sy seën oor ons lewens. So ons moet vandag begin om ons lewe aan God se gesag te onderwerp. Daarom moet ons nie na ons omstandighede kyk nie, ons moet kyk na wie op die troon van ons lewens sit. So daarom moet ek en jy begin leef voluit as koningskinders. Met ander woorde, ons moet gehoorsaam bly en ons moet bly vertrou, nie uit vrees om iets te bewys nie, maar uit aanvaarding en uit liefde uit. Daarom moet ons die Heilige Gees vra om ons te help om binne hierdie koningsheerskappy van God te leef. Met ander woorde, hy moet ons kom herinner aan ons identiteit. Dit is wat hy doen, hy wys ons wie die koning is en hy help ons om beheerprys te gee. Want hierdie goed wat ons saam met ons dra, hoef ons nie alleen te dra nie. Inteendeel, hoef ons dit nie te dra nie, ons kan dit neergooi. Ons kan by die Here se voete gaan neergooi en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kom gee dit vir U. Here, I surrender. Ek kom gee oor. Want ons hoef nie alles self te dra nie. Die Here se woord sê, lig is my las en sag is my juk. So ons kan alles wat ons terughou, dit wat mense oor ons gesê het, ons verlede, dit wat verkeer dat ek en jy in 'n verhouding met Vader God leef, kan ons alles voor sy voete kom neersit. Kan ons opstaan môreoggend as ons wakker word, as kinders van die Here met 'n nuwe lewe, met 'n nuwe krag. Sodat ons 'n seën in hierdie wêreld kan gaan wees. Vir die wat dit moet hoor. So ek gaan hiermee afsluit. Jesus se boodskap is eenvoudig, maar dit is radikaal. Hy sê God se koningsheerskappy is naby. Ek en jy wat hier sit, as wedergebore kinders van die Here, weet God se koningsheerskappy het alreeds gekom. En as jy in Christus Jesus is jy alreeds deel daarvan. Jy is deel van 'n heerskappy. Nie omdat ek en jy perfek is nie, maar omdat Jesus ons koning is. Ja, ons mag dalk nie altyd soos 'n koningskind voel. Mag dalk vanoggend vir ons voel asof ons in hierdie woestyn is, waar daar geen uitkomkans is nie. Dit mag dalk vir ons voel asof ons besig is met hierdie battle, met hierdie oorlog, met hierdie stryd. Ons kyk wie op die troon sit. Ons kry ons fokus reg. Ons fokus op die Here. Want miskien voel dit vandag vir jou asof jy geen uitkoms het. Maar die Here sê vir jou, die Here sê vanaand vir jou, moenie na jou omstandighede vaskyk. Kyk na wie op die troon sit. Want die oorwinning lê nie by jou of by my nie, dit lê by God. Dit is hy wat hierdie oorlog vir ons stry. Dis hy wat alreeds die oorwinning behaal het vir jou en vir my. En hy doen dit vir ons nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade uit.
omdat hy vir ons lief is. Daarom hoor vanaand, niks kan jou skei van sy liefde nie. Nie lewe of dood of duiwelse magte nie, nie engele nie, nie dit wat gister gebeur het, nie dit wat môre gebeur het nie. Niks kan vir jou en my skei van Vader God se liefde nie. So daarom julle, kom ons gaan leef as kinders van God, deel van sy koningsheerskappy. Want hoor weer, jou identiteit is gelyk aan oorwinnaar. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons sê dankie vandag weer vir hierdie absolute bevestiging van die woord. Here, dankie dat ons onsself u kinders kan noem. Dankie dat u ons in liefde kom aanneem as u kinders. En Heilige Gees, dankie dat u hierdie koningsheerskappy van Vader God nou vir ons 'n werklikheid kom maak. Here, dankie dat dit vir ons beteken dat as ons deel is van die heerskappy, is ons gemaak om te regeer en te heers bo oor ons omstandighede. Want Here, u gee vir ons 'n autoriteit. Ons is nie gemaak om net te oorleef nie, Here, ons is gemaak om te floreer. En dit is wat u Heilige Gees vir ons kom bring. So Heilige Gees, kom rus ons toe, kom lei ons, kom wys ons hoe om as u koningskinders te leef. Here, kom gee vir ons die gawes om mekaar te kom bedien, om mekaar na u toe te lei, want Here, op die einde van die dag gaan dit nie oor ons nie, dit gaan oor u, want dit is u wat koning is, koning bo alles, dit is u wat regeer oor alles. En daarom, Here, kom loof ons u naam vanaand, ons kom eer u. Here, aan u behoort al die mag, al die krag, al die lof, al die majesteit. En Heilige Gees, dit is regtig ons gebed dat u vir ons sal kom toerus en ook, Here, ja, met die wat dit op die oomblik swaar gaan, Here, dat u ons sal kom troos. Here, dat u ons nou op hierdie oomblik sal kom bewus maak van u teenwoordigheid, van u ingryp, van u heerlik en van u aanraking. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Onthou, ons gaan nie volgende week Sondag se erediens afneem en uitsaai nie. Maar ja, ons wil julle graag uitnooi om daar te kom, om daar te wees, want ons wil vir julle ietsie uitdeel. Dankie julle.